Goeiemôre vriende, ons is by die voorlaaste een van ons nadenke in die Pinksterreeks oor 1 Johannes. Môreoggend DV, as die Here se wil is, dan maak ons klaar met 1 Johannes met die laaste gedagte. Ek het, as u in die Bybels kyk, sal u sien dat die perikoopverdeling 'n bietjie anders is as wat ek hier aanbied. Ek het doelbewus daarvoor gekies om 5 afsonderlik te behandel en nie daardie gedeelte van die eerste 4 verse van hoofstuk 5 met saam met die gedeelte van hoofstuk 4 te behandel nie. Om die eenvoudige rede dat Johannes in die middel van hierdie gedeelte 'n nuwe tema aankondig en dat hy dan met hierdie tema verder werk. So ons gaan nou vanmôre so 'n bietjie nadink oor die gedeelte van hoofstuk 5 vers 1 tot by vers 12. En dit gaan dan ons voorlaaste nadenke wees oor hierdie onderlinge verbondenheid wat Johannes in hierdie hele brief so reg deur gedoen het van die gelowiges met mekaar, met die apostelgroep en met die Vader en met die Seun. En die Heilige Gees is reg deur die brief eintlik, en Johannes bring dit eintlik 'n bietjie later eers ter sprake, maar die Heilige Gees is eintlik die gestalte van God, die persoon in die goddelike drie-eenheid, wat hierdie onderlinge verbondenheid in stand hou, dit werk en ons daarin laat lewe. So ons gaan vanmôre so 'n bietjie oor die gedagte wat hoofstuk 5 vers 1 tot 12 by ons los, gaan ons 'n bietjie nadink. Maar ons gewoonte is, as ons by mekaar kom, dan bid ons saam, en dan lees ons die teks, en dan as ons die teks gelees het, dan gaan ons 'n bietjie oordink in die teks, en ons gaan vandag so 'n bietjie in 'n bepaalde struktuur oor hierdie teks nadink. So kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil aan U die lof en die dank en die eer kom betuig wat daar in ons harte lewe. Ons weet, Here, dat ons innerlike lof en dank en eerbetuiging, dat dit maar stikkend en onvolmaak is. Ons weet dat ons as nietige mense nie naby kan kom daaraan om U grootheid en U majesteit en U lofwaardigheid, U eer, U koninklike majesteit voor oë te kry en dit selfs dan in woorde te kan uitspreek nie. Maar ons kom tog na U toe in die naam van Jesus Christus, en ons kom bring aan U dit wat in ons lewe, die onvolmaakte manier om eer en dank en lof te betuig, wat so eie is aan ons as mense. Maar ons bring dit na U toe, en ons weet U ontvang dit, en U ontvang dit deur U Seun, want ons bid deur die Seun na U toe. U ontvang dit deur U Seun, en wanneer dit dan by U deur die Seun aangebring word, dan is dit 'n volmaakte lof en eer en dank en aanbidding. En dit wil ons vanmôre voor U kom neersit. Baie dankie dat U vir ons tot hiertoe deur 1 Johannes gelei het, en dat U vir ons 1 Johannes so duidelik oopgebreek het op plekke waar dit moeilik was om dit te verstaan. Sal U asseblief ook nou vir ons begenadig dat ons hierdie gedeeltetjie onder die leiding van U Gees reg kan interpreteer en reg kan verstaan, sodat ons ook vir U deur dit wat ons hier leer kan verheerlik. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Johannes skryf in 1 Johannes 5 vers 1, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het ook almal lief wat uit hom gebore is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie nakom. Want dit is die liefde vir God, dat ons sy gebooie onderhou, en sy opdragte is nie 'n swaar las nie. Want elkeen wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin, ons geloof. Wie anders oorwin die wêreld as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Hy, Jesus Christus, is die een wat deur water en bloed gekom het. Nie net deur water nie, maar deur water en bloed.
Die Gees is die een wat getuig, want die Gees is die waarheid. Want daar is 3 wat getuig, die Gees en die water en die bloed. En hierdie 3 is dit eens. As ons die getuienis van mense aanvaar, die getuienis van God is verseker groter, omdat dit die getuienis van God is wat hy oor sy seun lewer. Wie in die seun van God glo, besit die getuienis in homself. Wie God nie glo nie, het hom tot leenaar gemaak, omdat hy nie die getuienis geglo het, wat God oor sy seun gelewer het nie. En dit is die getuienis, dat God die ewige lewe vir ons gegee het, en die lewe is in sy seun. Wie die seun het, het die ewige lewe. Wie die seun van God nie het nie die lewe nie. Sjoe, as 'n mens hierdie teks gelees het, dan verstaan jy sommer onmiddellik iets van Johannes se verstaan, van die eksklusiwiteit van die Christelike godsdienst. Ek sê dit nou so aan die begin van hierdie gesprek wat ek met u wil hê oor dit wat in hierdie gedeelte gebeur. Want daar is 'n tendens in die wêreld heen, en veral rondom hierdie hele woke beweging wat nou so sterk grond gevat het en so sterk aan die groei is, dat alles inklusief word. Alles word ingesluit. Almal moet ingesluit wees. Daar is niemand wat uitgesluit word nie. En hierdie woke beweging en alles waarvoor dit staan met sy inklusiwiteit, maak op die einde van die dag dat die onderskeid tussen byvoorbeeld godsdienste, dat dit vervaag en dat daar nie grense is nie, dat die Christelike godsdienst, wat ons godsdienst is, uiteindelik maar dieselfde word as die moslim godsdienst, as die hindoe godsdienst, as die watter ander godsdienst daar dan ook al in hierdie wêreld, die boeddhiste godsdienst. Dit beteken dan op die einde van die dag dat die verstaan van God en God se wêreld en dit wat rondom ons gebeur, niks anders word as 'n tipe van 'n universele verlossingsteologie. Alle mense kom op alle maniere, op dieselfde manier, op verskillende maniere by dieselfde God uit. Nou dit is nonsens. As iemand nou vir my baie skade wil aandoen, dan sal hy nou daai snippet gaan uithaal uit hierdie videoetjie wat ek vir julle gemaak het, waarin ek nou hierdie ding verduidelik het van hoe inklusiwiteit werk. En dan 'n storie daarvan gaan maak dat ek het leer, ek doen nie. Ek leer die eksklusiwiteit van die Christelike godsdienst, soos wat Johannes dit hier leer. En as Johannes met die eksklusiwiteit van die Christelike godsdienst van Jesus Christus is, dan het hy 5 kwitansies wat hy daarvoor uitreik. En dit is hoe ek vanmôre hierdie boodskapie met u wil benader, deur glo ek die krag van die werking van die Heilige Gees. Johannes gee vir ons 5 kwitansies, waarmee ek en jy kan werk, kan lewe, om die sekerheid te hê, dat ons in die ewige lewe saam met God sal eindig. Kwitansie nommer 1. Geloof in Jesus Christus is die kwitansie vir die wedergeboorte. As jy in Jesus Christus glo, as jy met jou kop, met jou hart, met jou mond en met jou hand saamstem, met die belydenis dat Jesus die Christus, die Seun van die lewende God is jy 'n wedergebore mens. Vriende, ek wil dit oorbeklemtoon, want daar loop baie mense in die strate daar buite rond, wat aanspraak maak op Christenskap, wat graag wil dat ander mense hulle sien as besondere Christene, en wat hulle self wedergebore Christene noem, asof sou daar ander Christene wees wat nie wedergebore is nie. Ek wil hê, en ek het dit al van tevore in hierdie reeks gesê, en ek het dit sommer al baie kere gesê, ek wil hê, jy moet daai idee uit jou kop uitkry. Daar is nie so 'n ding soos 'n nie wedergebore Christen nie. Geloof is eenvoudig onmoontlik
sonder die wedergeboorte. En geloof word daarom vir my en jou, en dit is Johannes dit in die eerste vers stel. Hy word daarom vir ons die kwitansie daarvan, dat ons wedergebore mense is. As ek glo, dan weet ek voor hierdie geloof in my ingestort is, en ek verwys na die Dordtse Reëlleers hoofstuk 3, paragraaf 14, voor hierdie wonderlike geloof in my ingestort is, het God my al klaar niet gemaak. Hy het my geroep, hy het my wederbaar, hy het vir my die geloof geskenk, en hy lei my om my lewe, kop, hart, mond, hand in sy hande te laat. Dit is wat die woord bekering beteken. So dit is verskriklik belangrik dat ons vir mekaar moet sê, ons glo in Jesus Christus, en omdat ons in Jesus Christus glo, weet ons dat ons wedergebore mense is. Almal van ons wat in hom glo. Johannes sê, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. En dan gaan hy eers aan met hoe tree ons dan op teenoor die ander mense wat ook hierdie belydenis dat Jesus die Christus, die Seun van die lewende God is, uitleef in hulle lewens. So die eerste kwitansie wat Johannes vir ons gee is, geloof in Jesus Christus is jou kwitansie van jou wedergeboorte. As jy glo, dan weet jy, ek is wedergebore. Nou gaan Johannes aan en hy sê, elkeen wat die Vader lief het, dit is nou die mense wat uit hom gebore is, wat hom as die Vader erken, wat hom as die Vader herken ook, wat sê, maar hierdie Vader is my Vader, en wat dan op dieselfde manier met ons hemelse Vader omgaan, as wat ons met ons aardse vaders omgaan, en sê, maar ons het u lief, o Here. Elkeen wat so van Jesus bely en die Vader lief het, of deur die Vader lief te hê, het ook almal anders lief wat uit hom gebore is. Vriende, dis ongelooflik belangrik dat ons die liefde in hierdie wêreld sal uitleef. Want jy sien, die wedergeboorte is die kwitansie van ons liefde vir God en die naaste. Dit is so verskriklik belangrik dat ek en jy dit verstaan. Onthou nou, as jy glo, dan het jy die kwitansie van die wedergeboorte in jou hand. Jy kan hom oopmaak, jy kan hom lees, jy kan hom voorlees, jy kan hom bewys. As jy lief het vir God en die wat uit hom gebore is, so die ander wedergebore mense, dan is hierdie gedagte dat jy wedergebore is, die kwitansie van jou liefde vir God en vir die ander mense wat uit God gebore is. So ek en jy weet, ons is wedergebore want ons glo. Ons weet ons is wedergebore sodat ons kan lief hê. Dis die belangrike ding wat ek en jy hier moet raak sien. Ek weet ek is wedergebore want ek het ander mense lief. Dus die liefde word sigbaar in my wedergeboorte. Die wedergeboorte word die kwitansie van die manier waarop ek voor mense lewe. En ek het nou al baie kere vir julle gesê, die woord liefde hier beteken selfopoffering, self neerlê, die ander een hoër ag as die ander een, die ander een belangriker beskou as jouself. Dit is op die einde van die dag die kwitansie van die liefde. So, as ek en jy hier die liefde uitleef in die wêreld rondom ons, dan weet ons wat vir God lief het,
ons doen dit omdat ons wedergebore mense is. So die wedergeboorte is vir ons die kwitansie van ons liefde. Nou begin Johannes met 'n nuwe tema en dit is hoekom ek die keuse gemaak het om nie vers 1 tot 4 in te sluit by hoofstuk 4 se laaste gedeelte nie. Ek het die keuse gemaak omdat Johannes in die middel van hierdie gedeelte begin met 'n nuwe tema en dit by name die oorwinning oor die wêreld en die anti-kris. En Johannes sê ons oorwin die wêreld en die anti-kris net deur gehoorsaamheid. Kom ons neem nou weer ons kwitansies van vooraf. Geloof is my kwitansie dat ek wedergebore is. Wedergebore is my kwitansie dat ek lief het. Ek het lief hoe, sê Johannes, deur te doen wat God vra, deur aan God gehoorsaam te wees. En wanneer ek aan God gehoorsaam is, dan lewe ek die lewe van iemand wat in Paulus se gedagtes in Romeine 8 meer as 'n oorwinnaar is. En Jesus leer vir ons ook deur Johannes in hierdie gedeelte dat ons oorwinnaars is. Waarom? Of deurdat ons God se gebooie nakom en dat die liefde vir God juist daarin bestaan dat ons sy gebooie nakom. En hy sê, dis nie 'n moeilike gebod hierdie 'n moeilike ding om te doen nie, dis nie 'n swaar las om te dra nie, want as jy glo en jy's wedergebore, dis mos nou jou kwitansie, en jy's wedergebore en jy het lief, dan kom jy die God se gebooie na, dan word jou liefde word die kwitansie van jou gehoorsaamheid, en jou gehoorsaamheid bestaan daarin dat jy in die eerste plek in Jesus glo, wedergebore is en jou naaste en vir God liefhet. Dis wat die eerste 4 verse van Johannes 5 vir ons wil leer. En dan gaan Johannes daarvandaan oor en hy sit weer hierdie nuwe gedagte binne in die oorwinningslewe wat ek en jy leef. Sit hy daar die nuwe gedagte daar neer en hy sê die getuienis van die Gees is die kwitansie van Jesus se menswording. Nou het Johannes 'n baie interessante manier waarop hy dit sê. Hy gaan met hierdie gedeelte aan. Hy sê, wie anders oorwin die wêreld as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Hy, Jesus Christus, is die een wat deur water en bloed gekom het. Nie net deur water nie, maar deur water en bloed. Die Gees is die een wat getuig en die Gees is die waarheid. Kom ons gee net gou 'n bietjie aandag aan hierdie water en bloed gedagte van Johannes. Wat beteken dit in terme van ons geloof in Jesus Christus? Dit beteken dat Jesus van altyd af nog die Christus was. En dat hy as 'n mens in hierdie wêreld verskyn het, dat hy uit Maria gebore is, uit die water, die vrugwater gebore is, dis wat die water hier beteken. Dit kan ook verwys na die doopwater effe later in sy lewe toe hy met sy openbare bediening begin het, maar ek het 'n idee ons het hier met vrugwater te doen. Net soos wat Jesus vir Johannes in Johannes 3 vir Nikodemus sê, as iemand nie uit water en gees gebore is nie, kan hy nie die koninkryk van God beerwe nie, en die water daarna vrugwater verwys. So gebruik Johannes die begrip water hier weer om te sê Jesus is as mens in hierdie wêreld gebore. Hy was nie 'n goddelike gestalte wat 'n mens se skyngedaante aangeneem het nie, hy was werklik mens. Hy is uit Maria gebore, uit die water van haar baarmoeder. Is hy gebore, hy is as mens in hierdie wêreld gebore. En die bloed verwys na die kruis. Die bloed sê
deur sy hele lewe heen hier op aarde, terwyl Jesus as die volkome mens, kan 'n mens maar sê mens God of God mens, in hierdie wêreld gelewe het, was hy op pad na daardie geleentheid waar hy met sy bloed gaan betaal vir jou verlossing. Dit het niks met Jesus of met jou doop te doen nie. Dit is Jesus wat uit vrugwater gebore is en sy lewe aan die kruis neergelê het deur sy bloed te stort, sodat daar vir jou lewe kan wees. En hiervan, sê Johannes, getuig die Heilige Gees, en dis ons 4de kwitansie. Ons 4de kwitansie is die getuienis van die Heilige Gees, is die kwitansie van Jesus se menswording. Dis nie die eerste keer wat ons hierop praat nie, is net die eerste keer wat ons dit in hierdie woorde uitdruk. Ons het die hele tyd nog, vandat ons oor die werking van die Heilige Gees in die 1 Johannes boek begin praat het ons die hele tyd gesê, die Heilige Gees is die een wat hierdie verbondenheid van die gelowiges met mekaar, met die apostelgroep, met die Vader en die Seun, kom bevestig, dit bewerk en ons daarin onderhou. So die Heilige Gees se getuienis is jou sekerheid dat Jesus regtig 'n mens geword het en dat hy nie maar net 'n skynliggaam gehad het waarmee hy dan nou soort van in hierdie wêreld gelewe het en dan nou eintlik daarmee niks kon regkry, want 'n skynliggaam kan nie die sonde van die mensdom dra nie, en 'n skynlewe kan nie die lewe van die ewigheid aan ons kom meedeel nie. Dan gaan Johannes aan, as hy nou hierdie ding bevestig het, en hy het nou vir ons gesê dat die getuienis van die Gees, die kwitansie is van Jesus se volledige menswording. Dan kom hy aan en hy sê, Jesus as mens in hierdie wêreld, wat terselfdertyd ook God in die hemel is, God in die goddelike domein is, dat Jesus dan vir ons die kwitansie word van die ewige lewe. En hy sê dit op hierdie manier, as ons die getuienis van mense aanvaar, die getuienis van God is verseker groot, omdat dit die getuienis van God is wat hy oor sy Seun gelewer het. Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in homself. Wie God nie glo nie, het hom tot leienaar gemaak, omdat hy nie die getuienis geglo het, wat God oor sy Seun gelewer het nie. En dit is die getuienis, dat God die ewige lewe vir ons gegee het, en die lewe is in sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe. Wie die Seun nie het nie die lewe nie. En hierin wil Johannes dan vir ons kom sê, word Jesus die persoon wat vir ons gesterf het, wat ons sondelas op sy skouers geneem het, wat oor ons sy Heilige Gees uitgestort het, wat ons op so 'n manier met die Heilige Gees vervul het, dat dit ons heeltemal oorvloei, sodat ons uiteindelik sigbaar gestalte gegee het aan die drie-enige God se teenwoordigheid in hierdie wêreld. As ons hierdie dinge glo, dan het ons die ewige lewe. Ons gaan dit nie eendag kry nie. Ag vriende, kry tog hierdie idee uit jou kop uit, dat as jy die dag doodgaan, gaan jy dalk hemel toe. Nee, ek weet nou reeds verseker, want ek weet nou reeds verseker dat Jesus die Christus is, dat hy die Seun van God is, dat hy werklik mens geword het, dat hy werklik met sy bloed aan die kruis betaal het vir my sonde, dat hy werklik sy hele lewe geoffer het, sodat ek vrygespreek kan word, dat ek met God versoen kan word, dat my sonde vergewe kan wees, en dat ek 'n verloste mens kan wees. Ek weet dit nou alreeds verseker, en as ek dit weet, liewe vriende, dan het ek die ewige lewe. En dan weet ek het die ewige lewe. Dan as iemand vir my vra, as jy die dag doodgaan, waar gaan jy heen, onseker, en dan sê ek hoop, ek gaan hemel toe. Nee, ek sê, Jesus het vir my gesterwe. Hy is my vertroue. Ek sal
hemel toe gaan. Jesus het vir my gesterwe. Hy is my kwitansie. Die hemel wag vir my. Dit is wat ek vir jou weer wil toewens hier op die voorlaaste of die vooraand van die einde van ons Pinksterreeks. Mag die Here vir jou hierin ook werklik seën, sodat jy deur sy almag en genade dit ook kan uitleef tot eer van sy heilige naam. Amen.